sekondes is net te min om te vertel van jouself. So elke Vrydag het ons lede, 2 lede, 5 minute om van hulle self te gaan vertel. Maar dan kry ek die eer om bietjie te gaan krap. Okay, so. Eerst het ek so bietjie by Smit gaan krap. So, Smit se gunsteling kos is wortel of chocolate, koek, fudge en Krispy Kreme donuts, né? So, basically soet en nog soet. Nie dat dit by Smit pas nie, soet. Daar is alles behalwe soet. Wat is superpower? Hy wil kan vlieg, né? Dan. Maar kyk, as jy nou na Smit se hartjie wil bly maak, dan wil hy graag op sy rolskaatse werk toe ry. En heel dag op sy rolskaatse ry. Waar wil hy vakansie hou? Net een plek, in sy vrou se arms. Nee. Wat maak sy dag besonders lekker? Om saam sy kinders tee te drink, en as hulle in die aand as hy by die huis kom, na hom toe hardloop. Kan julle nie, dis net so love story, dis so mooi. Smit hou van vroeg opstaan en hy wil graag nog leer om spoed te lees soos Mariet. Hy is so intelligent, kreatief, sosiaal energiek, selfverseker, soms impulsief en definitief so interessant soos Iron Man. Hy stel doelwitte op en maak seker hy lewe dit uit. Hy's bang vir 'n matras sonder 'n vaste eienaar. Dis vreeslik vreemd dat Smit selfs altyd self alleen oral moet ry. So ek het die vorige keer vir julle gesê asseblief nooi hom want hy wil net saam met iemand ergens heen ry. So ek soek iemand om 'n hand op te steek om hom volgende week ergens heen te ry asseblief. Sy geheim in die lewe is hy tot sukses is, dien God en hê altyd pret. En die van julle wat die lewe al saam met Smit gesien het en elke Vrydag hier saam met Smit is wat is Smit? Pret. Wat is sy gunsteling 40 seconds sover? Dit was tussen die tyd toe François vir Wendy tandepasta op haar hande gesit het. Of Johnny wat gesing het, was sy gunsteling 40 seconds. Waarvoor is hy allergies? Hy's emosioneel allergies vir mosterd. Letterlik die sous mosterd. In die kort tydjie wat ek Smit ken, het ek nog nooit iemand teëgekom wat situasies so mooi en rustig en kalm kan opsom nie. Hy vat enige situasie en laat jou met ander oë daarna kyk. Hy bring in die kalmte in enige storm en dis wat sy werk is. Hy maak die golwe weer rustig. Hy laat jou oë toe om in ander maniere te kyk as wat jy ooit gedink het jou eie oë kan daarna kyk. 'n Mens se oë is tog die belangrike deel na alles wat jy sien in die lewe. Dit is Smit se werk. En daai deel is waarmee Smit elke dag werk om elke persoon te help om in die lewe in ander maniere na alles te kyk. Elke dag se probleem met ander oë aan te vat. En dit is wat sy werk elke dag is. En dit is waarom ons mense verwys na hom toe. Dankie. Baie dankie. Ja, julle is kosbaar. Ek het gedink om 'n speletjie met julle te speel. So, ek volgens die mediese raad is 'n registered psychological counselor wat beteken ek kan praat die hele dag met mense en saam hulle help met emosionele goed. En ek hou daarvan om hierdie speletjie te speel met tieners. As ek hierdie met tieners speel, dan help ek hulle met hulle skool en geheue en goed soos dit. So, verbeel julle vir 'n oomblik, julle wil saam met my speel, want eintlik wil julle. So, ek het vir julle elkeen so 'n blaai gegee. Hoe hierdie speletjie werk, is soos volg. Ek gaan vir julle... Hoekom is hy nie aan nie? Daar is hy nou. Okay, ek gaan vir julle 6 nommers gee, en julle het 40 sekondes om dit te memoriseer. Okay, so sit asseblief julle penne neer, hou julle ore vas asseblief. Okay, en, julle reg, 40 sekondes, hier is die nommer. Julle moet dit memoriseer, nie neerskryf nie. Sonja, kyk vir jou. Julle het net 40 sekondes en ek het 5 minute om my punt te maak.
Okay, skryf dit neer. Wie het dit reg gekry? Wie kon hierdie nommer memoriseer? Dis ongelooflik, hoe het jy dit gedoen? Okay, moenie nou vir my sê nie. Okay. Nou ons breinskapasiteit is om 7 goed te onthou op 'n slag. So as jy in 'n kamer instap soos hierdie, kan jy maksimum 7 name onthou. Dit is as jy geheue oefen. So die average is 4-5. So vir daai rede gaan ons nou 9 nommers doen. Okay. Jy het weer 40 sekondes, los julle penne, hou julle ore vas, watch julle. Okay? En hier's die nommer. 40 sekondes om daai nommer te memoriseer. Shh, fokus. Okay, go, skryf dit neer. En ja, dit was nie 'n hele 40 sekondes nie. Okay, wie het hierdie nommer reg? Ongelooflik, hoe het julle dit gedoen? Nee, moenie my sê nie. Iemand het 'n patroon hier raak gesien, het julle nee. Ja, dit was John dink ek, né? Deur 'n patroon raak te sien, kan jou geheue meer as 7 goed op 'n slag onthou. Gewoonlik kan ons nie 'n sin lekker verstaan as die sin langer as 7 woorde is, en dis hoekom jy dit 'n paar keer moet lees. Okay. Maar kom ons probeer dit nou 'n bietjie anders, né? Ek gaan nou vir jou 18 nommers gee. En hierdie keer net 30 sekondes. Is jy reg? Okay. Hier gaan ons. Wat? Nee. Speel saam man. Omdat jy nie hulle ore vashou nie, dit hoekom. Okay, go, skryf dit neer. Nee, julle moet daar probeer. Okay. So julle het sopas 'n mislukking beleef. Okay. 'n Mislukking, ekskuus, ek moet eers vra of julle misluk het. Het julle misluk? Okay. So, my punt wat ek wil maak is, né, as jy 'n mislukking beleef, is dit soos druk wat jy sit op jou, ons noem dit veerkragtigheid. Nou is die volgende ronde soveel meer erger, want jy sit met hierdie mislukking in jou agtergrond. Maar behalwe as jy so 'n bietjie afstand van daai mislukking kan doen, dan gaan die volgende ronde beter gaan. Okay. So vir hierdie volgende ronde wil ek graag vir julle 'n video speel. In hierdie video gaan daar wit hemp mense wees en swart hemp mense. Julle moet net tel die aantal kere wat die wit hemp mens die bal gooi of hop na ander wit hemp mens toe. Wit hemp na swart hemp tel nie. Swart hemp na wit hemp tel nie. Moet wit na wit wees. Okay. Vir 'n geval ek julle verloor het ek subtitles saamgebring. Wat is die regte antwoord? Hoeveel? Die regte antwoord is? Dit was 16. Wie het 'n gorilla gesien? Nou, ons het die ding wat genoem word die RAS, dit is waar ons fokus op sekere goeders. Van julle het gorilla gelos, nie gesien nie. Van julle het verkeerd getel, en van julle het die gordyne gesien wat dalk kleur verander het. Nee, en van julle het gesien, een van die spelers het die game verlaat. Het julle dit gesien? So ons fokus is soms nie op alles spesifiek nie, dalk net op een ding. En baie keer fokus ons net op die slegte dinge. So ek wil graag hê ons moet gawer met onsself ook wees, dat ons nie onsself so veroordeel nie. En my spesifiek ask vandag wat scary is ek besig om 'n boek te skryf. En want Ronel het my aanbeveel. En nog ander mense. So ek soek 'n publiseerder se nommer. Okay, dankie julle. Wonderlik.